Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend groet ek julle op die Opstanding Sondag. En daarom gaan ek vanoggend nie voort met die reeks uit die briewe na die Tessalonisense toe nie. Vanoggend wil ek met julle gesels oor volle vreugde en ewige plesier. En ons skrif vanoggend is Psalm 16. Maar voor ons dan by Psalm 16 uitkom, kom ons maak net eers die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend herinner te word aan die opstanding uit die dood van ons Here Jesus Christus en die betekenis daarvan vir ons. Here, dankie dat U uit die dood opgestaan het. Dankie Here dat dit die bakermat is van ons Christelike geloof. Soos Paulus gesê het, daarsonder is ons geloof niks werd nie. Maar nou beteken dit alles. Here, en ek wil vra dat U elkeen wat luister vanoggend weer eens sal seën met geopende ore, met geopende verstand om te verstaan wat U vir ons wil sê en harte wat hierdie boodskap sal bewaar. Here, en seën my ook asseblief. Weer eens, Here, raak my lippe aan en spreek U deur my. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, die Franse filosoof Blaise Pascal het aangevoer dat alle mense sonder uitsondering geluk soek en dat dit die motief van elke aksie van elke persoon is, selfs het hy gesê van diegene wat hulle self ophang. En die probleem is dat mense dink dat sonde blywende vreugde en plesier sal bring. Maar sonde mislei altyd. Dit lewer eers plesier, soos Hebreërs 11 vers 25 vir ons sê, maar uiteindelik verrot daardie verbygaande plesier in verderf. Soos Paulus in Galasiërs 6 vers 8 vir ons verduidelik. Maar as ek nou vanoggend sou vra, watter woord kom in jou gedagtes op wanneer jy aan God dink? Sou jy antwoord vreugde of plesier? Jy behoort, maar die Bybel leer herhaaldelik dat volle vreugde en blywende plesier slegs op een plek gevind word, in die teenwoordigheid van God. Psalm 34 vers 9 nooi ons uit, dit sê smaak en sien dat die Here goed is. Deuteronomium 12 vers 12 beveel, en julle moet vrolik wees voor die aangesig van die Here julle God. En dan herhaal vers 18, jy moet vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God, oor alles waar jy jou hand aanslaan. En later in Deuteronomium 27 vers 7 sê dit weer, jy moet vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God. En in die Nuwe Testament skryf Paulus vanuit die tronk in Filippense 3 vers 1, verder my broeders, verbly julle in die Here. En sodat ons dit nie misloop nie, herhaal hy in hoofstuk 4 vers 4 van Filippense, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En die Heilige Gees is die bron van vreugde, sê Romeine 14 vers 17 en 15 vers 13 en ook Galasiërs 5 vers 22. En hierdie en vele meer verse nooi ons uit om volle vreugde en blywende plesier in God te vind. En Psalm 16 gaan oor die ervaring van vreugde en plesier in God. Soos vers 11 sê, versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. En die geleerde Duitse kommentator Franz Delitzsch het oor Psalm 16 geskryf in die kommentaar op die Ou Testament in 10 volumes, deur C.F. Keil en F. Delitzsch, skryf hy daar heers in die hele Psalm 'n gevestigde kalmte, 'n innerlike vreugde en 'n vreugdevolle vertroue, wat seker is dat alles wat hy vir die hede en vir die toekoms kan begeer, dit in sy God besit. So die boodskap van hierdie Psalm 16 is om volle vreugde en ewige plesier te hê, maak die gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus
jou hoogste skat. En hierdie Psalm verdeel in 2 hoofafdelings. Die eerste 6 verse beskryf hoe om die Here jou hoogste skat te maak, en dan verse 7 tot 11 toon die resultate wat volg. Sê jy sal tevrede wees met volle vreugde en ewige plesier in hom. Maar alle kommentators stem ook saam dat verse 8 tot 11 ook profeties van Christus se dood en opstanding spreek, omdat beide Petrus en Paulus hierdie verse van hom aangehaal het in Handelinge 2 vers 25 tot 28 en Handelinge 13 vers 35. En daarom wil ek 'n derde punt byvoeg, dat al God se skatte deur die gekruisigde en opgestaane Here Jesus Christus beveilig word. Kom ons kyk nou na hierdie 3 punte. Die eerste, maak die gekruisigde en opgestaande Here jou hoogste skat. Hierdie eerste afdeling, die eerste 6 verse, toon 5 maniere om die Here jou hoogste skat te maak. Die eerste daarvan is, maak die Here jou toevlug en jou verlosser. In die eerste vers sê, bewaar my o God, want by U skuil ek. En Dawid het waarskynlik hierdie Psalm geskryf toe sy lewe in gevaar was. Hy het redding en 'n toevlug nodig gehad. Maar eerder as om op 'n fisiese vesting te vertrou, alhoewel hy dalk sekerlik in een skuilings gesoek het, het Dawid op God vertrou en skuilings gesoek. Die waarheid is, ons almal het 'n plek van skuilings en beskerming nodig, beide in tyd en vir ewigheid. En tydelik probeer ons instinktief onsself teen skade en gevaar beskerm. Ons vermy risiko's wat ons kan doodmaak. Ons dra veiligheidsgordels wanneer ons bestuur. Ons vermy rook en die eet van gemors kos wat siektes kan veroorsaak. En terwyl ons al hierdie dinge moet doen, moet ons ook skuilings by God soek om ons te beskerm. Maak jou veiligheidsgordel vas, maar bid vir veiligheid. Sorg behoorlik vir jou liggaam, maar bid vir gesondheid. Ons het die Here se beskerming voortdurend in hierdie lewe nodig. Maar veel meer as tydelike beskerming het ons 'n ewige plek van skuilings nodig. Die feit is, ons gaan almal sterf en voor die heilige God in oordeel staan. Hoe kan ons veroordeling op daardie dag vermy? Al die goeie werke wat jy kan ophoop, sal nie die vel of die feit uitwis dat jy gesondig het en dat die loon van sonde ewige skeiding van God is nie. As jy skuldig was van veelvuldige moorde, maar jy het in die hof probeer argumenteer dat jy basiese goeie mense is wat jou vryheid daaraan gewy het om die behoeftiges te help, sou jy steeds skuldig bevind word. En Jesus het gesê dat almal wat kwaad vir iemand is, onnodig skuldig is aan moord in God se oë, in Matteus 5 vers 21 tot 22. En ek ken nie een persoon wat eerlik kan sê ek was nog nooit kwaad nie. Ons het dus almal 'n manier nodig om ons baie sondes te hanteer voordat ons voor God staan. Maar die goeie nuus is, God het Jesus Christus as die verlosser voorsien vir alle sondaars wat op hom vertrou. Hy is die toevlug van God se toorn vir almal wat na hom toe vlug. Want Jesus het die vloek van God se toorn gedra wat ons vir ons sondes verdien, sodat God beide regverdig en die regverdiger kan wees van die een wat geloof in Jesus het. So sê Romeine 3 vers 26 vir ons. En Paulus het in Romeine 10 vers 13 geskryf, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En geliefde, daardie belofte is vir jou. Om volle vreugde en ewige plesier te hê, vlug nou na Jesus as jou toevlug en verlosser. En dan sal jy veilig wees op die oordeelsdag. En die tweede manier om Jesus jou hoogste skat te maak, is maak die Here jou Here en jou hoogste goed. Want die tweede vers van Psalm 16 sê, ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed by U nie. En geleerdes vertaal die laaste frase van vers 2 op een van 2 maniere. Die nuwe King James Bybel gee dit weer as, my goedheid is niks buiten U nie. En dit sou beteken dat God nie ons goeie werke nodig het nie, want hulle kan niks tot hom bydra nie. Maar die meeste geleerdes verstaan die vers soos in die nuwe Amerikaanse standaard Bybel as volg, wat sê, ek het niks goeds buiten U nie. Psalm 73 vers 5 verklaar, wie het ek buiten U in die hemel, buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.
En het gaan voort om te sê in vers 8 van hoofstuk van Psalm 73, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees, en die Here het ek my toevlug gestel. Geliefde, kan jy vanoggend werklik bevestig, Here, ek het geen ander goeie ding buiten U nie. En die enigste manier waarop jy dit waarlik kan sê, is as jy die eerste deel van die vers bevestig, wat sê, ek het vir die Here gesê, U is my Here. Dawid was deel van die verbondsvolk van God, maar dit is nie genoeg nie. In moderne terme is dit nie genoeg om uit 'n Christelike familie te kom of om 'n kerklidmaat te wees nie. Jy moet persoonlik kan sê, Jesus, U is my Here. Slegs wanneer jy Jesus persoonlik as jou Here ken, kan jy hom as jou enigste goeie begin ken. En Jesus het dit deur 2 kort gelykenisse verduidelik in Matteus 13 vers 44 tot 46, wat hy gesê het, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan, en oor blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. En dan sê hy voorts, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek, en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Om 'n Christen te wees, beteken dat die Gees van God jou oë geopen het om Jesus as daardie skat in die saailand te sien. Hy is die parel van groot waarde. En die vreugde om hom te vind, maak dit die moeite werd om alles prys te gee om Christus te wen. Soos Paulus dit in Filippense 3 vers 7 tot 8 verduidelik, maak wat vir my wins was, maar dit wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Geliefde, het jy dit gedoen? Het God jou oë geopen om Jesus as jou skat en hoogste goed te sien, sodat jy ook gesê het, Jesus, U is my Here. Want dit is die enigste pad na blywende vreugde en plesier. En die derde manier, maak die Here die middelpunt van jou verhoudings. Psalm 16 vers 3 sê, maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Sien, om die Here as ons enigste goeie te maak, soos vers 2 sê, impliseer nie om 'n monnik in 'n eensame opsluiting te word nie. Dit is eerder om God in die middelpunt van alles te plaas, insluitende ons verhoudings. En Dawid se punt in vers 3 is dat sy vreugde in God versterk word, omdat hy homself verlustig het in die geselskap van God se mense, wat hy heilig is en heerlik is noem. In hierdie terme beskryf God se mense as diegene wat vir hom afgesonder is, wie se karakter uitstekend of opreg is. En die idee is dat die pad na blywende vreugde en plesier nie 'n eensame reis is nie. Ons reis in die geselskap van mede-pelgrims en groei in heiligheid en liefde, terwyl ons saam vreugde in God vind. Maak die Here dus jou hoogste skat, deur in hom jou toevlug en verlosser te vind, en hom jou toevlug en verlosser te maak, deur hom jou Here en jou hoogste goed te maak, deur hom die middelpunt van jou verhoudings te maak. En vierdens, maak die Here uitsluitlike voorwerp van jou aanbidding. Dawid se gedagtes oor God se heiliges laat hom nadink oor diegene wat God die rug toegekeer en afgode najaag in Psalm in vers 4 van Psalm 16. Hy sê, die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. In die Hebreëse werkwoord wat hier gebruik word, kan vertaal word as geruil, soos die Nuwe Amerikaanse Standaard Bybel sê, of soos die ESV en die NIV sê, agtervolg. Maar hoe dit ook al sê, die idee is dat hulle die lewe en die ware God verlaat het om afgode na te jaag. Maar hierdie afgode bied nooit volheid van vreugde nie, maar eerder vermenigvuldigde smarte. En dit is altyd die geval wanneer ons die afgode van hierdie wêreld najaag. Die valse gode van finansiële sukses, van sensuele plesier of persoonlike vrede beloof altyd vervulling, maar dit lei op die ouene tot hartseer. Maak dus die Here die uitsluitlike voorwerp van jou aanbidding. En vyftens, maak die Here jou huidige
en jou ewige erfenis. Want verse 5 tot en 6 sê, die Here is die deel van my erfenis en van my beker, U onderhou my lot, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. En net so sê Paulus dat ons in Christus 'n erfenis verkry het in Efesiërs 1 vers 11 en in Romeine 8 vers 17. En dat God ons in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus, in Efesiërs 2 vers 7. Dit sal 'n ewigheid neem om ons erfenis waarlik te ontdek. En die idee agter Psalm 16 vers 5 tot 6 is die van God se toewyding van die land aan die 12 stamme van Israel. Maar God het nie die erfenis van grond aan die priesterlike stam van Levi gegee nie. Inteendeel, die Here het vir Aaron gesê, Numeri 18 vers 20, jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel. Terwyl Dawid hieroor nadink, is sy gedagtes dat om die Here as sy deel te hê, beter is as die beste stuk grond wat enige iemand kan erf. En Johannes Calvin in sy Calvin's Commentaries lewer kommentaar oor op bladsy 226 oor Psalm 16. Hy sê, want hy wat God as sy deel het, is sonder enige iets wat nodig is om 'n gelukkige lewe te vorm. En C.S. Lewis het geskryf in sy The Weight of Glory and Other Addresses, skryf hy wat God en alles anders het nie meer as hy wat alleen God het nie. Aan die ander woorde, God plus enigiets anders is nie meer as God alleen nie. En Dawid sê, primêre vreugde lê nie in God se gawes nie, maar in die Here self. So geliefde, kan jy vanoggend eerlikwaar sê, ek het die Here my grootste skat gemaak. En jy maak hierdie keuse, wanneer jy op Christus as jou verlosser vertrou, maar dan behoort jy om al hoe meer te koester, soos jy met hom wandel, soos Filippense 3 vers 7 tot 16 vir ons sê. Maar wat gebeur, wanneer die Gees van God jou in staat stel om dit te doen? Dit is die tweede punt, wanneer die gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus jou hoogste skat is, sal hy jou met volle vreugde en ewige plesier versadig. Psalm 16 vers 7 tot 11 lys vir ons 4 seëninge wat voorspruit wanneer jy die Here jou hoogste skat maak. Eerstens, wanneer die Here jou hoogste skat is, geniet jy sy raad en sy onderrig. Want vers 7 sê, ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. En die Hebreëse woord vir gees, wat dan nou hier vertaal word letterlik as niere, want dit is wat die woord letterlik beteken, verwys na die innerlike persoonlike lewe. Volgens J.J. Stewart Brown in die boek van Psalms. En die woord nag hier is in die meervoud in Hebreëus. Met ander woorde, so die gedagte is, nag na nag het die Here my raad gegee en onderrig, terwyl ek oor hom gepeins het. Dawid verwys moontlik na die nagwake of na tye wanneer hy in die nag wakker geword en aan die Here gedink het. Wanneer jy God se woord in jou hart koester, ontvang jy sy onderrig en raad wat jou sal onderskraag gedurende nagte van moeilikheid en beproewing. En tweedens, wanneer die Here jou hoogste skat is, ervaar jy sy stabiliteit en beproewinge, of in beproewinge. Want vers 8 sê, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Jou verantwoordelikheid is om die Here gedurig voor jou te stel. In Paulus se woorde in Kolossense 3 vers 1 tot 2, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Wanneer jy dit doen, verduidelik Jesaja 26 vers 3 die resultaat, sê, u sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u. Wanneer jy weet dat die Here aan jou regterhand is, al is jy dalk omring deur magtige vyande, sal jy die vrede hê om te weet dat hulle jou nie kan aanraak tensy dit God se wil is nie. Soos 2 Konings 6 vers 8 tot 17 vir ons vertel. En dan derdens, wanneer die Here jou hoogste skat is, ervaar jy blydskap en vreugde, omdat jy veilig in hom is.
Maar vers 9 sê, daarom is my hart bly en my eer juig, ook my vlees sal veilig woon. Heerlikheid verwys hier na die siel, of die eer verwys na die siel. Deur by te voeg my vlees, bedoel Dawid dat sy totale wese, innerlik en uiterlik, bly en vreugdevol is omdat God hom veilig laat woon het. En wanneer jy nadink oor jou veiligheid in Christus, soos Paulus in Romeine 8 doen, dan kan jy nie anders as om bly te wees en in die Here te juig. As God jou skat is, dan is jy sy skat, soos Deuteronomium 26 vers 18 sê. En God verloor nooit sy skat nie. Is dit nie iets om oor te juig nie. Nou vierdens, wanneer die Here jou hoogste skat is, ervaar jy ewige vreugde en plesier in God se teenwoordigheid. Want verse 10 tot 11 sê, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie, u sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. En soos ons nou binnekort sal sien, vind hierdie verse veral hulle uiteindelike vervulling in Jesus Christus. Maar soos dit op Dawid toegepas word, is die idee of dat die Here sy lewe sal bewaar en verleng, of alhoewel hy sal sterf, sal die Here hom nie toelaat om ewige vernietiging te lei nie. Want om verval te ondergaan is 'n metafoor vir die totale isolasie en verlating van God se teenwoordigheid, volgens die kommentator van Gemeren. En eerder as dit, deur in die pad van die lewe te wandel, het Dawid hoop gehad ander kan die graf, dat hy volle vreugde en ewige plesier in God se teenwoordigheid sou geniet. En dit is jou hoop, as jy die Here Jesus as jou hoogste skat ken. En Dawid se tevredenheid, soos gesien in vers 11, staan in skrille kontras met die hartseer ervaring van sy seun Salomo. Salomo het tevredenheid in sy werk gesoek, maar het leeg gevind. Hy het vervulling deur wysheid gesoek, maar het te vergeefs gevind. Hy het 'n pragtige paleis gebou en dit met 'n fantastiese tuin aangelê, maar geen plesier daarin gevind nie. Hy het lag en wyn probeer, maar gevind dat dit waansin is. Hy het seksuele plesiere gehad met 700 pragtige vrouens en 300 byvroue, maar hulle kon hom nie tevrede stel nie. Hy het fantastiese rykdom gehad, maar dit kon hom nie geluk koop nie. Hy besef dit alles in Prediker. En alhoewel hy uiteindelik tevredenheid in die Here gevind het, as wat ons sien in Prediker 12 vers 13, moes hy eintlik vroeër by sy vader al geleer het om die Here sy grootste skat te maak. Maar miskien wonder jy nou, as ek nie wêreldse plesier najag nie en eerder plesier in God soek, hoe kan ek seker wees van die ewige vreugde en plesier wat God beloof? Miskien sal ek 'n moeilike lewe van lyding hê en dan sterf en dan is dit maar net dit. Hoe kan ek weet dat ek vir ewig vreugde en plesier by God ander kan die graf sal hê? Dis waar ons derde punt inkom. God se belofte van ewige vreugde en plesier word verseker deur die gekruisigde en opgestaane Here Jesus Christus, soos ons in verse 8 tot 11 van Psalm 16 sien. Want soos ek vroeër gesê het, beide Petrus en Paulus het in Handelinge 2 vers 25 tot 28 en Handelinge 13 vers 35 tot 37 Psalm 16 aangehaal en hulle beweer dat vers 10 nie finale vervulling in Dawid gevind het nie, aangesien hy gesterf het en sy liggaam verval ondergaan het. Maar Dawid het profeties oor sy seun, God se verlosser, die Here Jesus Christus geskryf. En nadat hy Psalm 16 vers 8 tot 11 aangehaal het, dan sluit Petrus af in Handelinge 2 vers 29 tot 32 en hy sê, broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed geswoor het, dat hy uit die vrug van sy lendene wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruitgesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. En die konsekwente apostoliese getuienis was dat Jesus se dood en liggaamlike opstanding bewys het dat hy God se beloofde Messias en verlosser is,
Handelinge 3 vers 15 en 26 en Handelinge 4 vers 10 en Handelinge 5 vers 30. Selfs toe die apostels vervolging gelei het en marteldood in die gesig gestaar het hulle aangehou verkondig dat Jesus uit die dood opgewek is. Paulus het selfs so ver gegaan as om te sê dat as Jesus nie liggaamlik uit die dood opgewek is nie, ons geloof waardeloos is en ons steeds in sondes is, soos 1 Korintiërs 15 vers 17 sê. Die hele Christelike geloof berus op die historiese feit van Jesus se opstanding. Daardie feit beteken dat God se belofte van ewige vreugde en plesier in sy teenwoordigheid veilig is vir diegene wat op die gekruisigde en opgestane verlosser vertrou. En ek wil afsluit die fliek van destyds The Case for Christ vertel die ware verhaal van die bekering van Lee Strobel. Hy was 'n ateïstiese regsverslaggewer vir die Chicago Tribune toe sy vrou onverwags tot geloof in Christus gekom het. En aanvanklik het hy haar geloof heftig teengestaan, maar uiteindelik het hy besluit om die beweringe van Christus en sy opstanding te ondersoek deur die ondersoekvaardighede toe te pas wat hy as misdaadverslaggewer gebruik het. En alhoewel die fliek slegs 'n paar onderhoude bevat, vertel Strobel se boek The Case for Christ hoe Strobel vir meer as 2 jaar die land deurkruis het en 13 geleerdes ondervra het. En eerder as om die beweringe van Christus te weerlê, het Strobel uitgevind of uiteindelik besef dat die bewyse, die evangeliese verslae van Jesus se lewe, se dood en opstanding ondersteun. En hy het toe ook sy vertroue in Christus gestel. Meer as 'n eeu voor dit het dieselfde met Simon Greenleaf gebeur. Hy het gelewe van 1783 tot 1853. En hy was 'n regsprofessor aan Harvard, wat die 3-ledige regsmeesterstuk A Treatise on the Law of Evidence geskryf het, wat steeds beskou word as die grootste enkele gesag in die hele literatuur van regsprosedure. Die Amerikaanse regstelsel funksioneer vandag nog volgens bewysreëls wat deur Greenleaf vasgestel is. En terwyl hy reg aan Harvard doseer het professor Greenleaf aan sy klas gesê dat die opstanding van Jesus Christus bloot 'n legende was, want as 'n ateïs het hy wonderwerke as onmoontlik beskou. En in 'n weerlegging het 3 van sy regstudente hom uitgedaag om sy bekroonde bewysreëls op die opstandingsverhaal toe te pas. En uiteindelik het Greenleaf die uitdaging aanvaar en hy het probeer bewys dat die opstandingverhaal vals is. En tog hoe meer Greenleaf die rekord van die geskiedenis ondersoek het, hoe meer verstom was hy oor die kragtige bewyse wat die bewering ondersteun het dat Jesus inderdaad uit die graf opgestaan het. Hy was so oortuig deur die bewyse dat hy 'n toegewyde Christen geword het. En as julle belangstel, kan ek vir julle die skakel na hierdie artikel toe gee. Maar geliefdes, God se beloftes van volle vreugde en ewige plesier word verseker deur die feit dat Jesus vir ons sondes gesterf het, maar meer nog, dat hy uit die dood opgewek is, soos die apostoliese getuienis eenvormig verkondig. Maar daardie beloftes geld slegs vir jou as jy jou van jou sondes wegdraai en op Jesus vertrou as die een wat vir jou sondes gesterf het en uit die dood opgewek is. God bied jou volle vreugde en ewige plesier in Jesus Christus. Verkoop alles wat jy het om die saailand te koop met daardie groot skat van Christus en jy sal vir ewig volle vreugde en plesier in hom hê. Amen. Kom ons maak die oud. Here, ons sê weer eens dankie, Here. Dankie dat ons Here Jesus Christus nie net vir ons gesterf het om ons die prys van ons sondes te betaal nie, maar dat hy opgewek het om aan ons die ewige lewe en die ewige vreugde en plesier in U te gee. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het op hierdie pragtige opstanding Sondag. En mag julle ook julle vertroue so in Christus plaas, dat julle die ewige volle vreugde en plesier in hom sal hê. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef,
En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. Mag God julle seën. Shalom.